Prep PSW leerpapier November eksamen 12 November. Aansteeklike siektes. Aansteeklike siektes is siektes wat van een persoon na 'n ander oorgedra word. Influenza is griep. Hy is 'n aansteeklike virussiekte wat die asemhalingsstelsel aantas. Dit wil sê jou keel, neus en longe. Simptome van griep is hoofpyn, koors, keelseer, moegheid, lyfseer en loopneus. Tuberkulose is 'n aansteeklike siekte wat meestal die longe aantas, maar dit kan ook ander dele van die liggaam beïnvloed soos die niere, brein of ruggraat. Dit word oorgedra deur druppeltjies in die lug wanneer 'n besmette persoon hoes, nies of praat. Simptome van tuberkulose is 'n hoes wat baie lank aanhou, jy word swakker en maarder soos die weke verbygaan, jy voel moeg, jy wil nie eet nie, en jy sweet erg in die nag. Behandeling van tuberkulose, iets wat mense moet weet is tuberkulose kan genees word. Die BCG-inenting voorkom tuberkulose. Tuberkulose word met pille behandel, wat jy elke dag moet drink vir ten minste 6 maande of selfs 2 jaar. Cholera. Cholera word veroorsaak deur kieme wat die liggaam deur die persoon se mond binnegaan. Dit is gewoonlik bakterieë in vuil water. Cholera veroorsaak gewoonlik naarheid en diarree. As jy nie genoeg vloeistof in jou liggaam het om dit te laat werk nie, is jy ontwater. Die simptome van ontwatering is 'n droë mond, geen trane, min of geen urine nie, en oë wat diep in die oogkaste weggesak het. Ander simptoom van ontwatering is ook hoofpyn, want al jou elektrolyte is dan uit, en dit veroorsaak hoofpyn. Simptome van cholera is maagkrampe, jy moet gereeld toilet toe gaan, diarree, of ontlasting is loperig en ryk anders as normale stoelgang. Behandeling van diarree. Diarree word behandel met 'n spesiale drankie wat gemaak word van water, suiker en sout. Maar wat lekkerder proe is Powerade of Energade of selfs Rehydrate wat jy by die apteek kan koop. Aansteeklike siektes soos waterpokkies is 'n baie aansteeklike virussiekte wat 'n jeukerige uitslag met klein vloeistofgevulde blaasies oor die hele liggaam veroorsaak. Pampoentjies is 'n siekte wat pynlike swelsel naby jou ore en kakebeen veroorsaak. HIV en vigs. HIV staan vir menslike immuniteitsgebrek virus. Dis 'n virus wat die mens se immuniteitstelsel aanval. Vigs, verworwe immuniteitsgebreksindroom, dis die laaste stadium van HIV-infeksie, wanneer die immuunstelsel baie swak geword het en die persoon maklik ander siektes of infeksies kry. Die virus word oorgedra wanneer liggaamsvloeistowwe van 'n besmette persoon in iemand anders se liggaam kom. Die virus kom voor in bloed, semen of vaginale vloeistof en borsmelk. Mense voel soms verleë as hulle HIV of vigs het. Daar's 'n stigma dat jy kan aansteek as iemand 'n drukkie gee wat HIV of vigs het. Die virus kan nie versprei as jy met iemand praat of van hom maar vat nie. Mense is bang en weet nie genoeg oor HIV en vigs nie. Dwelmmisbruik. Sigarette bevat stowwe soos koolstofmonoksied, teer en nikotien. Kinders eksperimenteer met dwelms as gevolg van 'n lae selfbeeld en groepsdruk. Sommige voel dit help hulle sodat hulle van hulle probleme kan vergeet. Alkohol bevat etanol wat in mense se bloed bly as jy alkohol drink. As jy te veel alkohol drink, maak dit jou siek of mens raak te mekaar. Beter bekend as dronk. Mens raak so gewoond aan die gevoel wat verslawingsmiddels vir jou gee, dat jy al hoe meer daarvan wil gebruik en dan emosioneel en fisies daaraan verslaaf raak. Nikotien is uiters verslawend. Onwettig beteken iets is teen die wet en word nie toegelaat nie. Kafeïen gee baie energie en is ook verslawend. Verslawingsmiddels, jy kry verskillende soorte, die soort wat jy sommer oor die toonbank kan koop, soos kafeïen. Kafeïen is gevaarlik omdat dit jou hart vinnig laat klop en jou senuweeagtig en angstig laat voel. Sjokolade, koffie, die Monster drinks en Coke bevat kafeïen. Onwettige verslawingsmiddels, dit is onwettig en baie gevaarlik vir jou liggaam omdat jy ook hieraan verslaaf kan raak. Dis soos kokaine en ecstasy. Medikasie, as jy nie die regte hoeveelheid drink nie, kan jy verslaaf raak daaraan. Voorskrifmedikasie soos pynpille is 'n voorbeeld hiervan. Grandpa's byvoorbeeld
hoogs verslawend en baie sê dit is selfs meer verslawend as heroïne. Christene glo dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het en dat indien ons in Jesus glo, ons die ewige lewe sal hê. Ons gaan dus hemel toe indien ons in Jesus glo. Christene glo dat die Bybel die woord van God is. Islam is die moslims aanbid vir Allah, hulle lees die Koran. Hindoeïsme is aanbid talle gode, hulle hou feeste soos Diwali, wat genoem word die fees van ligte. Judaïsme, die Jode glo ook in die drie-enige God, soos die Christene. Hulle glo egter nie daaraan dat Jesus die seun van God was nie. Hulle lees die Torah, wat die eerste 5 boeke van die Bybel is. Brandveiligheid. Net soos ons versigtig moet wees by water, moet ons ook versigtig wees om vuur. Brande nodig 3 dinge om te kan brand, is jou brandstof, hitte en suurstof. Brande is baie gevaarlik, veral onbeheerde brande. Brandveiligheid, veiligheidswenke. As daar 'n vuur gemaak word, maak altyd seker daar is water of sand naby. 'n Vuur wat buite beheer raak kan gesmoor word met sand of komberse. Moet nooit water op 'n elektriese vuur gooi nie. As jou klere aan die brand slaan, stop, val en rol. Kry by die huis uit as daar 'n brand is. Brandveiligheid. Voorkoming van brande, moet nooit met vuur speel nie, moet nooit met aansteekbronne soos lighters en vuurhoutjies speel nie. Jy kan per ongeluk iets aan die brand steek. Moenie verwarmers langs voorwerpe laat wat vlambaar is nie, soos jou gordyne of komberse, dit kan aan die brand steek. Moenie kersse aansteek nie en laat dit alleen laat nie. Maak seker dat aangesteekte kersse op 'n plek is waar diere hulle nie kan omstamp nie. Die noodnommers vir die brandweer is 10177 of as jy vinnig SMS 112. Polisie se noodnommer is 10111. Belangrikheid van water. Waarom het ons water nodig? Die grootste deel van ons liggaam bestaan uit water. Ons moet elke dag water inkry, omdat ons water verloor deur uitskeiding van afvalstowwe. Hierdie water wat ons inneem, moet skoon wees sodat ons nie siek word nie. Ons gebruik water vir pret, soos watersport as 'n ontspanningsaktiwiteit. Water is belangrik sodat ons nie dehidreer nie. Water reguleer die liggaam se temperatuur en help met spysvertering. Water help om toksines uit die liggaam te spoel. Mens kan slegs 3 tot 5 dae sonder water oorleef, terwyl jy 3 weke of meer sonder kos kan oorleef. Toegang tot water. Die regering bestee baie geld om vir almal in Suid-Afrika skoon water vir drink en huishoudelike gebruik te voorsien. Die ideaal is dat elke huishouding toegang het tot skoon lopende water. Daar is wel baie mense wat ver moet loop om water van 'n riviere en damme te verkry. Hierdie water is nie altyd skoon en veroorsaak dat mense en diere baie siek word. Maniere om water te bespaar. Draai die kraan toe terwyl jy tande borsel. Moenie 'n kraan onnodig ooplos nie. Stort liewer as om te bad. 'n Bad vereis baie meer water as stort. Plaas 'n emmer in die stort en vang die water daarop. Gebruik dan hierdie stortwater om jou plante of gras nat te maak. Dis wat ons grijswater noem. Moenie onnodige klere was nie, dit mors baie water. Klassifikasie van voedselgroepe. Daar is 5 verskillende voedselgroepe en elke voedselgroep verrig 'n spesifieke taak in die liggaam. Naamlik koolhidrate, proteïene, vette en olies, vitamiene en minerale wat jou vrugte en groente is en dan suiwelprodukte. Koolhidrate. Dit is die belangrikste bron van energie vir die liggaam. Dit is verantwoordelik vir die energie vir die liggaam. Voorbeelde hiervan is pasta, brood, aartappels en graankos. Proteïene. Hierdie voedselgroep is die boustene van ons liggaam. Hulle help by die bou van spiere. Hulle help om beskadigde weefsel te herstel. As jy byvoorbeeld jou spier verrek het, help hierdie voedselgroep met die herstel van daardie weefsel. Voorbeelde is vleis, vis, eiers en hoender. Hierdie voedselgroep kan ook by die plantprodukte soos neute, lensies, droëbone en soja gekry word. Vitamiene en minerale, soos ek sê, dis jou
vrugtes en jou groentes. Dit is baie noodsaaklik vir jou liggaam om gesond te bly. Ons produseer wel baie min hiervan onsself. Baie belangrike minerale kom voor in die voedsel wat ons eet. Die meeste daarvan kom voor in vrugte en groente, maar jy kan dit ook inneem deur vitamienaanvullings te neem. Vette en olies. Vette en olies help om ons liggaam se organe te beskerm. Vet word ook onder die vel gestoor. Dit bied isolasie vir ons liggame, wat ons help om warm te bly gedurende die winter. Mense brein het omega-vette nodig om goed te funksioneer. Voorbeelde is margarien, sardientjies, grondboontjiebotter en avokadopere. Suiwel, vir jou melkprodukte, het versterk mense bene, byvoorbeeld melk, yoghurt, kaas en roomys. Ek hoop julle leer lekker en sterkte vir die eksamen.